Die oorskot van al 5 van die mynwerkers wat ondergronds by die Ikapa myn vasgekeer was, is na die oppervlakte gebring. En man hardloop 15 ure om kinders se glimlaggies te verander. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Mynwerkers in Kimberley het bevestig dat die oorskot van al 5 mynwerkers wat ondergronds by die Ikapa myn na 'n modderstorting vasgekeer was, na die oppervlak gebring is. Die oorskot van die eerste mynwerker is nagenoeg 2 weke gelede uit die skag gehaal. Die oorskot van die laaste 2 vermiste werkers is vanoggend uit die myn gebring. Die 5 mynwerkers is op 17 Februarie ongeveer 890 meter ondergronds vasgekeer. Die minister van Minerale en Petroleumhulpbronne, Gwede Mantashe, het die myn vandag vir die 3de keer sedert die modderstorting besoek. Die diamantmyn het vroeër van dese maand aansoek vir likwidasie gedoen en sowat 1000 mynwerkers werkloos en met onbetaalde salarisse gelaat het. Die nasionale vergadering en die nasionale raad van provinsies sal van dese week die fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle vir 2026 oorweeg. Die parlement moet die regering se inkomstevoorstelle goedkeur wat verlede maand deur die minister van Finansies Enoch Godongwana in sy begroting ter tafel gelê is. Die voorstelle sluit die implementering van 'n begroting in die algemene brandstofheffing in. Dit vind plaas teen die agtergrond van 'n swakker rand en die geopolitiese onsekerheid wat veroorsaak word deur Amerika en Israel se konflik met Iran. Die burgerregteorganisasie AfriForum het gesê hulle het 'n beslissende en finale oorwinning oor Eskom beklink wat die sluier van geheimhouding oor die kragvoorsiener se steenkoolkontrakte sal lig. Dit volg na die Hoogste Hof van Appel in Bloemfontein Eskom se poging om 'n hofuitspraak in 2024 om te keer met koste van die hand gewys het. Die finale uitspraak dwing Eskom om alle aktiewe kontrakte vir steenkool, diesel en die verskaffing van elektrisiteit aan buurlande beskikbaar stel. Volgens die bestuurder van plaaslike regeringssake by AfriForum, Morney Mostert, kan daar nou bepaal word of die kontrakte wettig en markverwant is. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal na verwagting oor die volgende 2 dae 'n appel van verskeie omgewingsbewaringsorganisasies aanhoor wat 'n besluit van die regering oor olie- en gaseksplorasie betwis. Die regering het magtiging aan 'n internasionale energiemaatskappy toegestaan vir olie- en gaseksplorasie in die diep westelike Oranje Kom langs die Weskus. Die aansoekers voer aan dat die goedkeuringsproses gebrekkig, irrasioneel en strydig is met die grondwet, die nasionale omgewingsbestuurswet en Suid-Afrika se klimaat- en energieverbintenisse. Die aansoekers het die Hooggeregshof genader om die regering se besluit om die omgewingsmagtiging toe te staan, te hersien en tersyde te stel. Die langafstandatleet Patrick Bowman het 100 km in 15 ure gehardloop om geld vir lewensveranderende operasies vir kinders in te samel. Die Miles for Smiles veldtog in samewerking met die Smile Foundation het sy aanvanklike teiken van R25.000 oortref en meer as R30.000 ingesamel. Bowman het 'n roete van 6,7 km op die Seepunt Promenade in Kaapstad elke uur van 7 uur die oggend tot 10 uur die aand op Menseregte Dag gehardloop. Die streekskoördineerder vir die Smile Foundation in die Wes-Kaap, Wendy Catenbury, sê die fondse sal kinders help wat weens hulle voorkoms geboelie word. En dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin. Ons het môre weer 'n afspraak.